So amazing, weer die lekker reën daar buitekant. Vanmôre gesien dat iemand gekry het dat ons hoeveel reën ons gehad het van Julie maand af en sy het een van die beste jare so ver ons, ek dink hy het sy 30 jaar gehad het. So dis guns, dis genade, want dis genade water wat in die hemel uitval. Niemand kan reën maak nie, net God op ons reën gee. Die net soos wat vanmôre op so bid sê jy net vir die reën na buite kan val en die beste reën is in die 30 jaar bid ons vir geestelike reën. Daar sal val, die herlewingsweer sal val, soos wat ooit van tevore nie. En ek weet dat ons staan op die punt van die grootste herlewing van alle tyd. Ek glo werklik waar dat die Here besig is om sy kerk te seën. Ek weet die Here besig om sy kerk wakker te maak vir dit wat kom en dit wat hy vir sy gees in die gees ons wil gee. Kom ons sluit ons voor daar wees. Vader, baie dankie vir die goedheid en die genade en die guns, Here. Wat 'n voorreg is dit vanmôre om U te kan ken, Here. Wat 'n voorreg om te kan weet dat U ons God is en daar niemand soos U is nie. U is die stoel waar ons lewens draai. Here, as ek vanmôre toe so sit en ek aan die reën kyk, Here, te besef ek wat 'n groot God U is. What a mighty God we serve. The angels bow before You, worship and adore You. And thank You, Lord, that we can just worship You with Him. That we can just exalt Your name and just lift up and magnify Your name, Lord, because You are everything in our lives. We can't think about anything except You, Lord, because You are our life. Dankie vanmôre, Here, dat ons so saam kan wees in hierdie plek. Ek dink vir hulle weer aan hulle wat op die paai is, Here. En hierdie tyd vir die jaar, Here, dan is daar baie van ons mense wat rondry en 'n bietjie vakansie gaan hou en kuier, Here. Ek hoop net dat hulle sal bewaar en beskerm op die paai, Here. Daar's so baie keer in hierdie tyd van die jaar, Here, soveel mense wat dood gaan op die paai, maar dankie dat ek al weet, Here, ons kan ons mense toepleit op die kosbare bloed van Jesus. Because there's nothing and nothing has the power as the blood of Jesus Christ. En dan het ons vanmôre weer as net een naam wat ons vanmôre het om op staat te maak en dis die naam van Jesus Christus. Ek wil vanmôre bid, Here, dat elke koortjie ons gaan sing 'n lofoffer vir U sal wees. Dat ons nie net sal sing vanmôre sommer maar net die Here, maar vanmôre lofoffer sal wees tot eer en verheerliking van die naam. Because it's not about us, Lord, it's all about You. Die woord wat in my hart gesit het, Here, wat met my gepraat het in die week, ek het vanmôre sal oordraas van U, Lord. Vra dat vanmôre ontvang mekaar te sal gee, oor wat sal luister. Selfs as hulle kyk daar op Facebook of op YouTube, Here, dat hulle vanmôre die krag van die Here sal ervaar. En op 'n natuurlike wyse, ons dankie daarvoor. Amen, amen. Ons gaan weer wag vir ons voorraad as dit nie is. Dan bly ons weer se koortjie van sing baie. Kom ons staan. Lord, You take my breath away. Still my soul cries. You are holy. As I look upon Your name, circumstances fade away. Now Your glory fills my heart. You are holy. You are holy. You are holy, Lord. And evermore my heart will sing. Above all, I live for Your glory. Even if my will falls, I will sing. Above all, I live for Your glory, Lord.
sit at the feet of my Lord, where I belong. Oh, empty Jesus, oh, empty me. Oh, empty Jesus, He's my Lord. Oh, empty Jesus, oh, empty me. Oh, empty Jesus, He's my Lord. Clothe me in white, anoint me with oil. Let me enter the courts of my Lord, with a song of praise on my lips. And as I stand, anoint me again. Let me sit at the feet of my Lord, where I belong. Feel His heart and my praise. The cross has saved one me. With Christ my King, I want to see out of your glory. I believe you sit on the right hand of God. Watch over me. Your love will never end. Your power will always prevail. You defeated and you risen again, and now you reign on high. You're the same God. Let me see you're the same God. Lifted to see your sin. Always you're the same God. Let Lazarus breathe. Same God brought heaven to be your sin. Always it's your desire for me to be with you. Teach me to speak life into these bones. Get up and go. Lord, I'm humble, trying to be perfect like you. Light this fire inside me. Like Moses I've seen. Your love will never fail. Your power
Oh, now
Laasweek Sondag, ek Vanus by my gekom het woon. En wanneer die Jeff vir die Here sê, jy moet afkom harde toe. En ek het myself gedink, wie is jy? Ek moet ons op my te sê, afkom harde toe. Maar die Here het my afgebring harde toe die week. So ek wees sensitief kan wees in sy gees. Die hele week is as my pijn, maar as ek gevat in die woord, as my net goed kroes gooi. Gister het alles gedaan, volgens my gitaar in die werk, en ek wil werk nie, maar ek weet. Dis oor die pijn op die hand van God vrees. Die pijn is kwaad vanmorgen, want ons roering in die geest die saal vanmorgen. Die Here ons verwelkom, die geest in die plek, die is sterker as alles, die is sterker as elke bose mag, en ons bid autoriteit vanmorgen in die naam van Jesus. Gee jy nederige kerk voor die vanmorgen, ons moet weer nederig wees voor die, ons moet niks wees, nie so nie alles kan wees, Here, ek is jammer, as ek nie was nie. Maar bless ons met die bewoordigheid, Here. Die wees met ons morgen. Kom skep hier, lewe van hier. Sing het vanmorgen. Kom naar die woorden. Kom naar die kracht. En leid mij.
He touched me. Oh, he touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now
Die Here sit vanoggend op sy troon net so breed gaan. Want dit is wat God wil hê, God se oop hart. Op pad kerk toe vanoggend, ek het geleentheid gehad om te deel met hulle getuienis. Ek wil in die Kaap gaan moeilik, die seker nog voor terwyl in sy jaar in die hospitaal is. En dit is so 'n kosbare ding, dat daar dinge gebeur in ons lewe, wat vir ons moeilik is, maar wat God gebruik ten gunste van hom. Terwyl ek bid vanoggend, wys die Here vir my oor ons het 'n image. Ek het 'n getuienis, ek dink ek het dit al die getuienis gegee van oor dit wat vir ons kosbaar is, moet ons van ontslaa raak. Is ons bereid om dit wat vir ons kosbaar is, af te staan om God te kan vereer? En daai ding is ons self-image. Ons mense vorm baie maklik 'n self-image. En dit wat vanoggend hierdie ou boeta het vanoggend vir my kom ruk. Dit wat hy gesê het. Want ons het 'n image oor onsself. En terwyl ons sing hierdie laaste liedjie, toe sien ek duidelik die Here wys gee ons vir my sulke visioene oor die bekleedsel wat Jesus aangehad het hulle in stukke geskeur. Wanneer gaan ons die bekleedsel wat ons aan het begin stukken skeer? Wanneer gaan ons hierdie selfbeeld, hierdie image wat ons het, wanneer gaan ons dit begin afskeer van ons af? Want God sê, hy weerstaan die hoogmoedige, maar aan die nederige gee hy genade. En mense, ek is myself skuldig daaraan. Ek het nou, laasweek het ek vir my boeta iets gesê, en hierdie week het dit my gevang. Dit het my gevang, dit is so maklik, wat ons hoogmoedig raak, so maklik, wat ons hierdie mooi bekleedsel aantrek. Maar Christus, die Seun van God, was bereid, dat sy klere van hom afgeskeer word. Wanneer gaan ons bekleedsel van ons afskeer? Want dit is al manier, hoe God ons kan gebruik, wanneer ons ontslaa raak van onsself. Paulus sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ja. Dit is nie maklik nie. Dit is regtig nie maklik nie. Ek stap 'n bitter pad. Daai ou vroukie het soveel pyn, ek raak baie keer skoon moedeloos. Dis maniere wat God gebruik, dat ons ontslaa raak van onsself. Sluit jou oor daar waar jy sit asseblief. God save me. The waters cry. He will touch you. He will change you. He wants you. Overflowing, God save me. Have me set free today. Oh, I'm set free to His authority. I'm set free through His blood. I'm set free. I'm changed by His blood. God has set you
Lukas 8 vers 43. Nou ons speel maar 'n bietjie sagter. Vers 43, among them was a woman who had suffered from severe bleeding for 12 years. She had spent all she had on doctors, but no one had been able to cure her. She came up in the crowd behind Jesus and touched the edge of his cloak, and her bleeding stopped immediately. Jesus asked, "Who touched me?" Everyone denying it, and Peter said, "Master, the people are all around you and the crowd are all around you." But Jesus said, "Someone touched me. For I knew it was when power went out from me." Then the woman saw that she had been found out, so she came trembling and threw herself at the feet of Jesus. There in front of everybody, she told him why she had touched him and how she had been healed at once. Vers 48 is ons thema vers vanmôre. Jesus said, "Daughter, you took a risk trusting me. And now you healed and whole. Live well, live blessed." Net tot sover. Mag die Here sy woord aan ons harte seën. Baie dankie. Vader, baie dankie vanmôre vir die kosbare woord. Dankie vir die kosbare Gees. Ag, dankie vir elkeen wat vanmôre na hierdie woord luister, Here. Ek wil bid dat U ons sal toevou met U liefde in hierdie oomblik, Here. Ek bid dat die Gees vanmôre sal inspreek in elke hart in, Here. Dat ek vanmôre net 'n spreekbuis sal wees in die hande. Sodat ek vanmôre sal spreek woorde uit die hart van God uit. Ek vra dit in Jesus naam. Amen en amen. Ek gaan met u praat vanmôre oor faith and trust. Ons tema vers 48. Die gedeelte wat my geruk het in my binneste is: You took a risk
trusting me? Sê net vir iemand naby jou, are you willing to take a risk trusting God? Ons as gesin het nie 'n baie maklike week gehad nie. Daar het maar baie goeie gebeur hierdie week. Ek as persoon het maar 'n baie moeilike week gehad en op 'n stadium terwyl ek maar net so aan die voete van die Here sit en met die Here praat en van ons was siek geweest. Aye het hy agter die klavier gesit vanmôre, maar eintlik is hy so siek. Maar hy het in sy siekte het maar nog steeds kom speel vanmôre. Want dis wat ons doen. Ek onthou my mentor, Pastoor Boshoff, Henny Boshoff, ontsaglike godsman gewees. Op 'n stadium in sy lewe het hy ontsaglik pyn in sy liggaam gehad en niemand kon uitvind wat dit was nie. Die dokters het toetse gedoen en niemand kon uitvind hoekom het hy soveel pyn gehad nie. Ek onthou het hy een maandagoggend terwyl ek by hom sit, eintlik 'n maandagmiddag terwyl ek by hom sit, hy sê vir my, ek het gister soveel pyn gehad terwyl ek agter die kansel staan, dat ek gevoel het ek gaan uitpaas. Hy sê, maar weet jy wat, dis wat ons doen. Ek kan nooit sy woorde vergeet, sy onthou net, dis wat ons doen. Want dis ons is geroep vir dit. En ja, dis partykeer nie altyd maklik. Ou kry maar weke wat dit maar rof gaan en wild gaan en terwyl ek met die Here besig is hierdie week, toe hoor ek so my gees net, hoe die gees van die Here vir my sê, my people have faith in me, but they don't trust me. A little confused, I started looking closer to what God has said to me and what it actually means. At that moment, it doesn't make sense. How can I have faith in God, but don't trust Him? And the two words, trust and faith, was set in my heart by the Spirit of God. And my mind was going over it over and over, trying to figure out what the Lord wants to tell me. So I went to the Oxford Dictionary to see what it means. And what's the difference between faith and trust? According to the Oxford Dictionary, you can have faith in someone or something without needing proof. While trust is the action taken by faith. With other words, trust is a demonstration of my faith. Ek wil vir 'n oomblik gou net daaraan dink. As ek vanmôre vir jou sê, vertrou, geloof, klink dit nou dieselfde ding. Ons as mens sal sê, dis eintlik mos maar dieselfde ding. Maar as jy geloof, ek kan geloof hê in iemand sonder dat ek enige bewys het. Maar wanneer ek vertrou, dan is dit die aksie wat ek doen om te wys dat ek geloof het. Is daar iemand wat hoor wat ek sê vanmôre? Ek het, toe ek dit lees, toe sê ek, Here, maar nou is daar iets wat in my gedagtes kom, wat ek baie keer al gesê het, wat ek dink ek self nie besef het wat ek sê nie. Ek het al baie keer gesê, die enigste manier om te wys dat ek geloof het in God, is om te gee. Want skielik maak dit my sin, want dan vertrou ek.
Jy sien, geloof is wanneer ek in aksie kom en iets fisies doen wat ek in glo. Jy sien, wanneer my geloof nie op die proef gestel word nie, wanneer ek nie iets doen nie, het ek geen bewys dat ek glo nie. Elke ou kan sê, ek het geloof. I have faith in God. But when the trouble comes, when the high waters comes, when the storms get so high that you can't breathe, it's in that moment when you can take action in that situation that I trust God. Ek dink ek kan vanmôre, wanneer ons na hierdie gedeelte kyk wat ons gelees het, kan ek met vrymoedigheid vanmôre sê dat hierdie vrou het geloof in God gehad. Geloof in Jesus gehad. Want as sy nie geloof in Jesus gehad het nie, sou sy nie sien toe gekom het nie. Net so het die mense wat om Jesus was en saam met hom geloop het, geloof gehad. Ek wil net gou iets interessants wat die Here in my hart kom bære, toe ek hierdie skrifgedeelte lees. Ek het al so baie oor hierdie skrif gepreek. Maar iets wat die Here so duidelik in my hart kom bære is, dit wat die disippels sê. Here, daar is soveel wat aan jou raak. Daar is so baie mense om jou en almal stamp aan jou. Almal raak aan jou. Almal stoot aan jou. But still, nothing happens to that people. Come on, dink daaraan. Jesus sê, iemand het my aangeraak. Nou sê die disippels, maar Here, hier is so baie mense, almal het jou aangeraak. Ons almal raak aan jou, ons almal stamp aan jou, ons almal stoot aan jou. Hy sê, but someone touched me. Jy sien, hierdie vrou het nie gekom om net 'n saamloper te wees nie. Om net geloof te hê nie. Om net te sê, weet jy wat, ek glo dat Jesus kan gesond maak. Ek het geloof dat hy die seun van God is. Ek het geloof dat hy wonderwerke kan doen. Ek het geloof vir alles. Hierdie vrou kom met 'n ander passie. Sy kom met 'n totale ander uitkyk. Sy het gekom met 'n verwagting dat as ek iets gaan doen, gaan daar iets met my gebeur. Ons het nou baie keer die ding gebruik om iemand te vertrou. Ek kry vir jou seentjie sê klim op die dak en spring, ek sê jou vang. Hy gaan op die dak klim want hy het geloof in sy pa. Maar as hy daaronder sien, staan my pa, hy is so klein, gaan hy hom vertrou. Hoor gou die verskil. Geloof is klim op die dak. Vertrou is spring van die dak af. Jy sien, ek en jy vanmôre het so baie geloof. Ek sê weer, ek hoor in my gees, hoe die gees van die Here so duidelik vir my sê, my people have faith in me, but they don't trust me. They don't want to jump. They don't want to take the risk. Hoor gou wat sê Jesus. Hy sê, daughter, you took a risk trusting me. Is jy bereid om vanmôre 'n waagkans te vat? Ek praat met iemand in hierdie plek vanmôre, hoor die woord van die Here. God het vir my gesê, iemand moet vanmôre hoor, there's a risk in trusting God.
Ek wil nie vanmôre hoor ek het geloof nie. Ekskuus, maar dis wat ek vanmôre wil sê. Ek wil nie vanmôre hoor jy sê, Here, ek het geloof nie. Ek wil vanmôre hoor, I am trusting God. Jy sien, ons mis hierdie ding heeltemal. As hierdie vrou nie op haar knieë gekruip het tussen hierdie stinkende voete van hierdie klop mense nie. Come on. Die kant toe geskop is en die kant toe gestop is en gesê, kom nou, gee pad hier by my nie. As sy nie die kans gevat het om iets oor te kom nie. Come on. Sal iemand wat hoor wat ek sê? Iemand kon, hy het al gesien as dit klomp mense by my, so crowd, skielik begin by mekaar kom, maar hulle trap alles stikkend wat voorkom. Nou imagine, ag PW, kom gou hier, so jy's klein, ek kan jou gou gebruik as 'n voorbeeld, kom gou hier, asseblief. Staan gou op jou knie hierso. Staan nie op jou knie langs my, daar, kruip, soos wat jy sal kruip, staan net so. Ek meen, gaan ek hom sien? Nee, ek gaan nog bo op hom trap ook. Ek gaan hom stamp uit die pad uit. Daar, laat hy val. Ek gaan sal nie regtig trap nie, hoor. Ek gaan sy vingers stikkend trap. Ek wil jy moet gou hoor wat ek sê. Ek gaan op sy voete trap. Ek gaan hom klap as hy pad uit my pad uit. Dis my pad, ek wil by Jesus uitkom. Staan daai kant toe, ek wil by Jesus uitkom. Dankie PW. Sy moes 'n kans vat. 'n Kans om opgetrap te word. 'n Kans om uit mekaar uitgeruk te word. 'n Kans om met haar vingers stikkend en gebreek getrap gaan word. Sy moes 'n kans vat om gesond te word. Sy het nie net hier gestaan en sê, Jesus, hier's ek. Ag, kom man, dis 'n eenvoudige boodskap vanmôre, kerk. Maar is eintlik so ontsaglik diep. We have faith in God, but we don't trust Him. Ag, kan ek 'n voorbeeld vat? As jy by Spar uitkom, man, jy het nou net jou pennies afgetel, om die goedjies wat jy het te kan betaal. Jy het R10 in jou sak oor. Wat jy net wil gou wil hou, jy wil nog ietsie gaan koop met dit. Nou sê die Here vir jou, gee dit vir hierdie ou. Hallo. Here, ek glo God voorsien, ek glo God kan gee. Maar Here, ek weet nie of ek kan vertrou as ek niks het nie. Jy sien, ons glo dat God vir ons kan vermeerder. Maar ons vertrou hom nie dat hy niks uit iets kan maak nie. Do you trust God? Ek sien hierdie vrou vat haar geloof 'n bietjie verder. Want sy vat haar geloof en sit dit in aksie. Interessant net, ek het gaan seker maak oor dit by die juffrou. Geloof is 'n selfstandige naamwoord. Vertrou is 'n werkwoord. Jy sien, dit is maklik om 'n selfstandige naamwoord te gebruik, want jy gooi hom iewers in die reeltjie in die gedeeltjie wat jy sê. Maar die oomblik wanneer ek 'n werkwoord insit, moet ek oorkom gaan tot aksie. Jy sien, ek en jy, kerk van die Here, is baie keer in ons lewens op 'n plek wat ons wil hê God moet alles doen. Ek wil agteroor sit, ek is dan God se kind. Ek moet agteroor sit en ek moet God vertrou. No ways. Dit werk nie so nie. God roep vanmôre na die kerk.
Hy sê, are you willing to take a risk? Trusting me. Ek praat met iemand in hierdie plek. Ek wil die vinnig vat na Abraham, toe ons almal ken hierdie verhaal. God beloof vir Abraham, ek gaan vir jou 'n nasie gee soos die sand aan die see en soos die sterre aan die hemel. Op 99 jaar oud sê die Here vir hom, nou gaan jy 'n babietjie hê. Oh, beskruiklik. Ek sal dit nie eens kan handle op 60 nie. Nou sê God vir hom, jy gaan 'n seun kry. En dis jou belofte seun. Hierdie seun gaan jou nageslag wees. It will be your offspring. And because of Isaac, you will have a big nation calling you father. Ek dink hy het opgewonde geraak te midde van die geskree en al die goede van die babietjie. Dink ek het hy tog opgewonde geraak, want hoekom? Hy het 'n belofte gehad. Maar nou kom God. Ek wil nie gou hoor wat ek sê vanmôre. Hy het God geglo. Want as hy God nie geglo het nie, sou Isak nie gebore gewees het nie. Daar is iemand wat dit snap. Maar nou kom God en hy sê vir hom, in Genesis 22 vers 1, sometime later God tested Abraham. He called him Abraham, and Abraham answered, here I am, God. I said, take your son, the only son, Isaac, the one you love so much. Ag, kyk hoe kleer God dit in. Wil jy moet gou mooi kyk hoe kleer God dit in. Hy sê, Abraham, vat jou seun. Ek praat van Isak. Jou enigste seun. Die een vir wie jy verskriklik lief is. Die een wat jou belofte dra. Die een vir wie jy 99 jaar gewag het. Nou Abraham vat hy seun en gaan offer hom. Jy sien op die einde van die dag, geloof gaan nie maak dat hy hom gaan offer nie. Ek wil jy moet gou mooi hoor. Ek sê weer, ons het baie geloof. But do you trust? Het jy geloof genoeg om te sê, Here, ek vertrou U met alles wat in my is. His total future was hanging in the balance. His total offspring was hanging in the balance. Every promise that God gave him was hanging in the balance. Abraham, take your son and make an offering of him. Hier was interessant, as jy gaan kyk na die 3de vers. Abraham het nie gerede kavel nie. Hy het nie met God gemurmureer nie. Hy het nie gesê, maar Here, dis my seun vir wie ek lief is nie. Hy het nie gesê, Here, dis al wat ek het nie. Ai, come on, julle moet hoor wat ek vanmôre vir julle wil sê. Hy het nie gesê, Here, maar wat van U beloftes nie? Luister wat sê die Bybel. Daarop het Abraham, vers 3, die môre vroeg klaargemaak en sy esel opgesaal. En 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem en hy het hout gekloof
vir die brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan waar God hom aangewys het. Wat doen hy? Hy sit sy geloof in aksie, want hy vertrou God. As God vanmôre vir jou sê, doen iets, gaan jy dit doen? As God vanmôre vir jou sê, pak op, trek, ek is met jou, gaan jy dit doen? Jy sien in die omstandigheid van ons wêreld vandag, soek ons sekuriteit. Jy kan nie oppak as jy nie 'n huis het nie. Jy kan nie 'n werk bedank as jy nie 'n ander werk het nie. Abraham vat jou seun vir wie jy lief is. Isak. Ek praat van Isak. Abraham. Ek weet nie wat is jou Isakie vanmôre nie. Man, jy vertroetel jou Isak so. God het vir jou 'n maand terug al sê, kry klaar met hom. Oh. Maar jy is so besig met jou Isak. Jy kan amen sê en jy sê maar Ina. God vra jou vanmôre, do you trust me? Are you willing to take the risk trusting me? Without a risk, there's no trust. Sê dit gou vir iemand naby jou. Without a risk, there's no trust. Jy sien, hy het net in aksie gekom. En die oomblik toe hy in aksie kom, toe loop God langs hom. Ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer jy God vertrou, gaan God jou nie alleen los nie. God gaan nie vir jou sê, okay, ek gaan hier staan, gaan so op 'n afstand kyk of jy right is nie. Hy sê, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat nie. Even when you're trusting me. God is calling upon His people to take a risk. Jy sien, wanneer ek in Checker staan, en die ry is tot daar agter amper, die mense jaag jou aan op 'n Saterdagoggend, dus jy moet gou maak. En nou sê die Here vir jou, stop, en bid vir hierdie vrou. Here, ek glo U kan wonderwerke doen. Ek glo U kan gesond maak. But Lord, it's now not the right time. Wrong timing. God's timing is never wrong. Are you willing to take the risk of people shouting at you? Kry klaar! Of gaan jy maar eerder sê, ek geloof. By die deur uitstap, Here, ek het geloof, ek weet U gaan haar gesond maak. Ek bid nou gou vir haar, Here. That's not trust. Ag, is maar net 'n voorbeeld wat ek vat vanmôre. There's a difference between trust and faith. My people have faith in me, but they don't trust me. So baie keer in die lewe gebeur daar goed. Dan ons is mos 'n mensdom, ons is eintlik mos, wat noem hulle, pessimiste of negatief, of ek weet nie wat die woorde wat mense gebruik, maar ons het mos altyd, ons sien mos altyd
eers die lelik na raak. Ja, kyk nou wat gebeur nou. Het jy geweet dat God sekere goed doen? En soms deur situasies gaan. Ek en my gesin het seker so 2 maande terug. Toe gaan ons deur 'n ontsaglike situasie. Ek het die Here gevra, sê Here, ek verstaan glad nie wat hier aangaan nie. Weet nie hoekom dit gebeur nie. Ek was in 'n toestand. 'n Maand daarna het ek besef ek as dit nie gebeur het, kon hierdie ding nie gebeur het nie. Ek wil nie nou graag detail uitgaan nie. Skielik dit wat God beloof het in werking gekom. Dit wat God vir my 6 jaar terug beloof het in werking gekom, nadat ek 'n maand lank moes suffer en God vertrou. I had to take a risk. Trusting God. Ek weet nie wat se risk jy vanmôre moet vat nie. Ek weet net, al wat ek weet, ek bring die boodskap soos wat God dit vir my gegee het. Jy moet vanmôre hoor by God. Jy weet wat in jou hart aangaan vanmôre. Dalk sê God, expand jou besigheid. Dalk sê God vir jou, doen dit of doen dit. Ek wil jou seën. Here, maar dit gaan nie werk nie, want die ekonomie wys dit gaan nie werk nie. Andries, die Here wil jou sê plant dit en dit, Here, maar niemand plant dit nie. Are you willing to take the risk? As God vir jou sê, breek uit, ek wil vir jou groter maak, are you willing to take the risk? As die Here vir jou sê, leer gou, swat gou hierdie dingetjie op, maar Here, ek is te oud om te swat. But I want to bless you, but you need to take the risk. Are you willing to take the risk? Romeine 4 vers 20 kom die Bybel en hy sê, hy praat van Abraham en sê, en hy het nie deur ongeloof aan die belofte getwyfel nie. Die teenoorgestelde van geloof, van ongeloof is geloof. Die teenoorgestelde van twyfel is vertroue. Met ander woorde, hy sê hy het deur ongeloof getwyfel nie. Met ander woorde, hy het deur geloof vertrou. Maar hy is versterk deur geloof. En het aan God die eer gegee en was ten volle oortuig. Kyk gou. Ten volle oortuig dat God die mag het, vertroue, om te doen wat hy beloof het. Jy sien, vertroue is vanmôre om nie net te sê ek glo God kan dit doen nie, is om vanmôre te sê, Here, ek weet, U kan uit niks uit nie, kan iets maak. Uit dit wat vir die mensdom, mag ek kanseltaal gebruik, dom lyk. Seker nou nie kanseltaal nie, maar dit wat vir die mensdom dom lyk, stupid lyk. Dit wat vir die mensdom onaanvaarbaar is. Here, ek is bereid om verby dit te gaan, want ek vertrou God. I'm willing to take the risk. Here, ek wil nie meer deel wees van hierdie crowd om Jesus nie. Wat net aan hom stamp en sommer net aan hom raak. Ek sien nou eendag op Facebook wys hulle 'n ou wat nou een of ander vreeslike idol of ek weet nie wat noem hulle hom nie, maar anyway. Ja, nou wys hulle daar, iemand het seer gekry, dis hoekom dit nou wys. Wys hulle hoe mense oor mekaar trap want hulle wil net aan hierdie ou raak. Dan dink ek myself, wat gebeur as jy hom raak? Niks. Ek het hom geraak, regtig. Kap jou hand af en raam hom of iets, ek weet nie wat nie. Maar niks gebeur nie. Niks. Dieselfde met hierdie klomp mense, hulle wil tog net aan Jesus raak, maar daar's geen vertroue nie, so hulle gaan niks ervaar nie. Hierdie vrou
Ek wil jy moet besef vanmôre hoe seer sy gehad het dalk. Dalk kon sy nie eens buk nie. Sy het nie geld gehad nie. Haar geld is op die dokters uitgegee. Op die stofpaaie. Tussen die klippe deur. Kruip sy na Jesus toe. Want sy het vertroue. Because when I get into action, there will be a reaction. Hoor gou. When you get into action, there will be a reaction from the side of God. If there's an action, God will not disappoint you. Ek het vir jou boodskap vanmôre kerk, uit die hart van God uit. God soek vanmôre sy kerk om te sê ek vertrou God. Ek gaan nou 'n area betree wat ek seker die engele voor bang is. Maar ons leef in 'n tyd wat ons nader aan die einde van alles kom. Jy stem saam met my, né? En wie wat sê die mense? Kom ons bid vir dit. Jy kan nie bid vir dit nie, dit moet gebeur. Anyway. Want die Bybel sê so. Jy kan dit nie wegbid nie. Dit wat in die ooste gebeur, kan jy wegbid nie. Dit moet gebeur. Maar wie jy kom sê hulle bid? Want hulle is worry, wat gaan van my word? Wat gaan van my besittings word? Wat gaan van my rykdom word? Skielik gaan die ekonomie val. Skielik is my belegging beteken niks. Maar kan jy vanmôre nog steeds in 'n tyd waar die wêreld in chaos is, waar die wêreld vanmôre in 'n toestand is en in vrees bevange is, rondskarrel om probeer vrede kry, kan ons as kerk nog steeds sê, Here, ek vertrou God, dat al gebeur wat in my lewe, God sal na my kyk. If you want to take it, take it. You want to have it, have it. I don't care. Because I trust God. Because the same God who breathed the breath of life into my lungs is the same God who will put food on my table. And I don't only have faith in God, I trust God. Ek weet nie van julle vanmôre nie, maar dis 'n ontsaglike groot woord eintlik hierdie, wat ons nie besef nie. Hebreërs, ons het hom almal gelees, Hebreërs 11 vers 1. Ons ken hom uit ons kop uit. Die geloof dan, wat sê hy, wat is die geloof? Vaste vertroue in die dinge wat ons hoop, 'n bewys van dit wat ek nie sien nie. Wat sê hy? Vertroue maak geloof. Want hy sê geloof dan is vertroue. Sonder vertroue het ek eintlik nie geloof nie. Sonder vertroue is dit net praat. Ek praat geloof. Maar ek leef nie geloof nie. Ek onthou jare terug. Daar was 'n ou gewees, evangelis, Johan Greiling. Hy was ons jeugleier en welkom voor hy evangelis was. En ek het nou het eendag vir ons kom preek en vertel hy sê hy het een oggend opgestaan en die Here sê vir hom, hy moet Kaap toe ry. Dit is van welkom af. Want hy moet vir iemand gaan bid daar. Nou sê hy, Here, ek het nie geld nie. My kar staan op empty, enough. Hoe gaan ek daar kom? Die Here sê vir hom, vertrou jy my? En hy sê ja, vertrou die Here. Die Here sê nou gaan.
Hy sê vir ons, hy getuig daai tyd, hy sê klim in sy kar en begin ry. Onthou nou, daai tyd het jy nie karretjies gehad wat 25 kg per liter kry nie. Hulle het gedraai by so 5 kg per liter. Maar dit was ek 'n V8's en V6's en straight 6's en straight tyds. En hy klim in sy kar, ek kan nie onthou wat sy kar te kry, maar hy ry. Later kom hy daar by Bloemfontein en nou dink hy, Here, die naald lê onder empty. But there's no money. Die Here sê vir hom, vertrou jy my? Hy sê, ja, Here. Die Here sê, ry. Nou dink hy by homself later, hierdie ding ry op fumes hoor. Toe hy Beaufort Wes so intrek, toe sê die Here vir hom, okay, kom ons gaan gou petrol ingooi. En hy sê, Here, maar ek het nie geld nie. Die Here sê, vertrou jy my? Hy sê, ja, Here. En hy trek so by die garage in en hy sê vir hulle, fill it up. En die volgende oomblik kom iemand en hy sê vir hom, is jy nie Johan Greiling? En toe sê hy, ja, toe sê hy, dis op my hierdie ene hoor, maak vol, is op my. Jy sien, dis die God wat ek kan bid. Hy kon gesê het, Here, laat ek net eers sien waar is die gelde voor ek ry. Ag, almal van julle ken Pastor Wouter Duisel. Ek lees 'n verhaal van hom in 'n boek van God is nog op die troon. 'n Sekere pastoor kom kuier by hom in Leidenburg. Hy kom vir hom preek daar. Nou is hulle dorp toe, maar hy het 'n plat sak, hy het nie geld nie. Nou sê die Here vir hom, ek dink jy moet die ou vat daar na die hoompie toe vir ete, vir ontbyt. Nou sê Here, maar ek het nie geld nie. Here sê, vertrou jy my? Hy stap in by hoompie, hy sê, gaan jou gou 'n lekker ontbyt koop. Nou eet hulle. Nou menslik, ek weet gou oor menslik kyk hy nou rond. Wie van sy gemeente gaan dalk inkom en vir hom sê hoor die pastoor hier 'n paar rand of wat ook al. Want hy sê later toe sê vir jou, miskien moet ons nog 'n koppie koffie drink. Want jy sien hy wag vir iemand om geld te bring. Maar hy God vertrou. En toe hy nou glad nie meer niks meer kan doen, toe sê hy, okay, ons gaan nou maar opstaan, ons gaan nou maar betaal. Nou, gaan staan in die ry om te betaal. Nou dink hy by homself, ja, Here, wat gaan ek doen? Miskien moet ek maar net sê ek my beursie by die huis vergeet of iets soos dit. En toe hy voorkom, toe kom die eienaar van die hoompie aangestap, toe sê hy vir die kelner, vir die ou wat tol uit, toe sê hy, hierdie man se ete is op my. Want ek het 'n lese, enige ou wat bid voor hy eet verniet. Pastoor, jy kan maar gaan. Wat het hy gemaak? Hy het God vertrou. He took the risk. Ek het vir jou woord vanmôre, kerk van die Here. It's not about faith only. It's about trust. Ek wil my haas vanmôre, ek kan oor hierdie goed praat vir jare. Jy sien die Israeliete sit in Egipte land, vasgevang in slawerny. Terwyl hulle daar is, dien hulle die Here. Want dis hulle God, hulle aanbid God. In hierdie slawerny aanbid hulle God. Met ander woorde, hulle het geloof in God, want hulle aanbid hom. Nou kom God en hy sê vir hulle, pak alles op en trek die woestyn in. Jy sien, dis waar die trust inkom. Jy sien, hulle het heeltyd God geglo, terwyl hulle hier in hierdie toestand is. But when God tells me to move, I have to move. When God tells me to stand up, I have to stand up.
Interessant dat die Bybel leer vir ons, dat hulle doen die Pasga. Want jy sien, dit was die eerste stap van vertroue, was ons doen die Pasga, wat ons trek. God soek vanmôre 'n man en 'n vrou in hierdie plek. Iemand wat dalk op Facebook kyk vanmôre, hoor die woord van vanmôre. God sê, lank genoeg het jy net geloof in my gehad. God soek vanmôre 'n man en 'n vrou wat kan sê, Lord, I will take the risk to trust you. Ek sê weer ek van my haas, maar ek moet met julle praat. Julle moet my hart hoor vanmôre. Jare terug is die mense in die gemeente, in die kerk, in die dorp gewees. Hulle het so 'n baba winkel gehad. En nou kom ek van Nylstroom af. En daar waar die roubord nou is, daai was nog nie 'n roubord nie, sê die Here vir my, draai links hierso. Nou sê ek sê reg, Here, ek vertrou U, ek draai links. Toe ek by die baba winkel kom, toe sê die Here vir my, stop. Nou sê ek, Here, wat doen ek by 'n baba winkel? Die Here sê vir my, vertrou jy my? Sê ek, vertrou jy, Here. Die Here sê, gaan in hier. Nou kyk ek eers, nou dink my, die mense, my vrou is dalk swanger of iets. Ek weet nou nie, ek moet mooi, die mense moet nou net sien, nie almal moet sien ek loop hier in nie. En ek stap in by hierdie baba winkel. En toe ek by die baba winkel instap, toe stap die vrou by die kombuisdeur uit. Hulle het so kombuisie gehad, toe stap sy uit, en toe sy my sien, hulle was in die AGS, toe sy my sien, toe begin sy huil. Nou dog ek, okay. Sy sê vir my, ek wil gou vir jou sê vanmôre, ek het nou hier in die kombuis gestaan, en vir die Here gesê, ek gaan my eie lewe neem. Ek gaan in my kar klim en gaan huis toe ry en ek gaan myself vergas. Want God is nie lief vir my nie. En sy sê, Here, maar as jy lief is vir my, ek soek nie my pastoor hier nie, stuur die pastoor van die PPK hier na toe, was vir pastoor Tony, dat hy vir my kom bid. Jy sien, ek moes God vertrou, om by 'n baba winkeltjie in te stap, wat ek niks te doen mee het nie, sodat God 'n vrou se siel kan red. Are you willing to take the risk? Kom ons sluit ons oë asseblief. Ek dink ek het klaar gepraat. Psalm 62 vers 8 sê, trust him at all times, you people. Pour your heart out in his presence, for God is our refuge. Do you trust him? Ek sê weer wat ek gehoor het deur die Gees van die Here in my hart. My people have faith in me, but they don't trust me. Jy wat vanmôre in hierdie plek sit, wil ek jou vra vanmôre, do you trust God? Or do you only have faith in him? It's very easy to have faith. When the people speaks about faith, then I'll speak together. But when the moment of truth comes and I must trust God, then I'll step back. Here, gee net eers gou vir my 'n bevestiging. Ek voel om dit te sê vanmôre, dit was nie my preek nie, maar ek voel vanmôre, iemand het gesê, Here, ek wil net eers 'n bevestiging kry. Wel, jy het nou vanmôre jou bevestiging gekry. Are you willing to trust God? Jesus sê vir hierdie vrou, hy sê, Pa, you took a risk, woman.
daughter, you took a risk trusting me. En luister wat sê hy dan vir haar. Ek sluit met dit. Luister gou wat sê hy vir haar. Hy sê, daughter, you took a risk trusting in me. And now, sê net vir iemand naby jou and now, you healed and you whole. Live well, live blessed. You will live well and you will live blessed if you can trust God. Vertrou jy God vanmôre? Ek gaan nie 'n uitnodiging maak en jou hier voorbedien nie. Want ek kan nie vanmôre vir jou 'n besluit neem om te trust nie. I can't make the choice for you to trust God. I can't get you into motion. You have to get into motion yourself. But the first motion you can take today is to stand on your feet, raise your hands to the heavens and say, Lord, from this day forth, I will trust God. Wie is daar wat vanmôre op hulle voete wil staan, steek jou hande na die hemel en sê, Here, whatever you say I will do. Wherever you say I must go, I will go. No matter how dark it looks. No matter how uncertain it looks, Lord. No matter if my mind tells me you are making the wrong choice. God, I will trust you with everything inside of me. I will get into motion and I will trust you. Die Here kom na uit deur die Jesus Christus. Ek weet dit was 'n lang tyd gewees wat ek weg was. Ek is jammer, Here. Ek was okay tot op 'n punt. My seer het verander in haat. Ek haat almal. Ek haat dit wat mense aan my gedoen het. Dit voel soms te veel om te hanteer. En ek voel ek haat daardie mense. Ek haat die wêreld. Ek haat die skatryk gode wat my dwing om te kyk hoe hulle eet terwyl die vet van hulle monde afloop. Here, terwyl ek hier op my knieë staan in die donker en ek roep uit na U, maar ek kan myself nie hoor nie. Ek verdrink my eie hart en my eie trane. Wat gaan van my word? Want dit is koud en alleen. Vader, ek kom na U toe deur U seun Jesus Christus. Hoor my hart, want my stem is weg. Toe voel of ek die spoor sny van die vyand, maar in 'n oomblik word die jagter die prooi. Here, breek my af, sodat ek weer van die begin af kan begin. Here, breek my af van my toring van selfsug, sodat ek kan doen wat U wil hê ek moet doen. Ek wil weer begin by die begin. Ek het so hard geval vir die wêreld wat ten gronde gaan weens 'n gebrek aan kennis en 'n oorvloed van selfsug. Maar Here, U wat weg my skuldgevoel. En U sê vir my terwyl ek hier lê, voorwaar sê ek vir jou,
Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Want die genade is vir jou. Elke druppel bloed was vir jou. Vader, ek kom nou uit deur die Seun Jesus Christus. En ek sê dankie, Here, hier waar ek staan naak voor U vanmôre. 'n nuwe skepsel. En ek weet wat ek moet sê. Wat wil jy hê moet ek sê? As ek bid, my woorde is min, maar my hart ken nie stem. Onbewustelik roep my siel. Roep my siel. Bring my terug. Bring my terug na U voete. Bring my terug. Om weer nederig voor U te staan. Vader, hier is ek. My knieë, die soetheid van die Gees, wat op my druk. Onbewustelik roep my siel. Roep my siel. Bring my terug. Bring my terug na U voete. Bring my terug. Bring my terug na U woord. In die heerlikheid van U Heer sal ek alles bring. In sak en as verkeer. En ek sal psalms sing. Want te midde van al die vyand staan wat op my val. Onbewustelik roep my siel. Roep my siel, oh, ek is terug. Ek is terug by U voete. Ek is terug, oh, terug by U woord. Bring my terug, terug na U voete. Terug na U woord. Is jy bereid vanmôre om te sê, Here, ek gaan die kans waag en God vertrou. Ek weet nie waarmee jy vanmôre besig is, ek weet nie waarmee jy stoei nie. Ek weet nie wat in jou binneste aangaan vanmôre nie. Maar miskien is dit vanmôre 'n risk wat jy moet vat om God te vertrou. God het vir jou dalk so iets amazing in store, but He's waiting for you to take the risk. He's got this miracle in store for you. You want to open the floodgates of heaven upon you, but it needs you to take the risk and trust Him. Vader, dankie dat ek vanmôre vir elkeen kan bid in hierdie plek, elkeen wat vanmôre kyk, Here. Dat ons vanmôre nie net woorde sal hê van ek vertrou God nie, maar dat ons vanmôre sal in aksie kom, Here.
Dankie dat ek vanmôre kan vra, Here, dat U ons sal versterk. Dat ons nie net geloof sal hê nie, maar dat ons vanmôre vertroue sal hê, Here. Dat ons U sal vertrou met alles in ons. Dat ons sal luister na die stem van die Here en reageer, Here, wanneer U met ons praat. En doen wat U vir ons sê. Dat ons sal antwoord op U roepstem, Here. In Jesus naam. Ek kry net die gedagte terwyl ek nou bid. Die kerk bid vir herlewing. Ons bid vir siele. Maar ons is nie bereid om te waag om vir 'n siel te vertel van Jesus nie. Daai baas van jou, jy's bang hy jaag jou weg as jy hom vertel van Jesus. Gaan jy dit waag om hom te sê ek wil vir jou bid? Ek wil jou vertel van Jesus. Kom ons gaan hierdie week in kerk en ons sê Here, ons gaan nie nou net meer ons het geloof, Here, ja, ons het. Maar ons gaan nie meer net geloof hê nie. Ons gaan U vertrou. Ons gaan U vertrou. Vader, baie dankie vir die kosbare tyd wat ons saam met U kon gehad het. Dankie vir die kosbare woord. Dankie vir die kosbare gees wat U was vanmôre. Ek wil bid, die Heilige Gees, dat U die naprediker van die woord sal wees. Ek wil bid dat U vanmôre by elkeen sal stil staan op 'n besonderse wyse en sal toevou met U liefde en die genade. En Here, in hierdie week, wanneer ons in hierdie week ingaan, Here, dat ons sal onthou, ek moet God vertrou. Ek bid dat hierdie woord van vanmôre, Here, in elke hart opgegraveer sal word, in elke gedagte ingegraveer sal word vanmôre, Here. Dat ons nie net geloof sal hê nie, maar dat ons al vanmôre sal sê, Here, ek vertrou U. Ek kom in aksie vanmôre, Here, want ek vertrou U. Ek bid, Here, verdaag ons in die liefde en vrede. Bring ons op U bestemde tyd weer by mekaar, Here. En dan U kom toe die lof en die eer en die aanbidding van ons hart en ons dankie daarvoor. Amen en amen. Die Here seën gaan in vrede. Ek vra die kerkraad om net vir 'n oomblik gou agter te bly. Ek wil gou ietsie bespreek met hulle.